Baie hartlik welkom aan jou by hierdie geleentheid, waar ek en jy saam reis deur die boek Prediker. Vandag wil ek saam met jou reis deur Prediker 10 tot 12, die slothoofstukke van hierdie baie mooi boek. En wil ek graag begin met 'n inleidende vraag en vir jou vra, as ek en jy aan die einde van ons lewe terugkyk, hoe sal ons 'n goed geleefde lewe beskryf? 'n Lewe waarin ek en jy 'n legacy nagelaat het wat regtig punte getel het en betekenisvol was. Ons het gesien dat tydens ons reis deur Prediker, die skrywer Salomo hom hier besig hou met 'n bitterbelangrike vraag: wat is die sin van die lewe? En hy wat al die roetes, goed en kwaad, ondersoek het van die lewe, het reeds in die begin van hierdie boek in Prediker 2 vir ons kom sê, dat die sin van die lewe word nie ontdek in oppervlakkige dinge waar baie mense tradisioneel die sin van die lewe gaan soek nie, soos byvoorbeeld in plesier en in alkohol en in materialisme en in groot ondernemings wat aangepak word en in losbandigheid nie. Nee, die sin van die lewe is 'n diep vraag wat ontspring uit 'n baie anderster bron as wat ons normaalweg sou dink. En in Prediker 10 tot 12 speel Prediker met die kontras tussen dwaasheid en wysheid. En laat dit my terugdink aan 'n boodskap wat ek uit Spreuke 7 gehad het, wat gaan oor die kompetisie wat twee vrouens in elkeen van ons se lewe het. Die een vrou het wit klere aan, die vrou van sy is wysheid. Die ander vrou het swart klere aan en haar naam is dwaasheid. Wysheid se pad loop na die lewe, die ewige lewe, en dwaasheid se pad loop na die dood, die ewige dood. En ek en jy word elke dag met hierdie twee vrouens gekonfronteer. Wysheid en dwaasheid veg om jou en my siel. En watter een van hierdie twee gaan ek en jy kies? En as ons by Prediker 10 vandag begin, dan is daar verskillende Hebreëse woorde wat die lewenswyse van 'n dwaas beskryf, of die kenmerke van 'n dwaas. En die woord wat hier spesifiek gebruik word, sou ons in Afrikaans kon vertaal met 'n dwaas is 'n dom mens, 'n hardkoppige mens, 'n onbeheerbare mens en 'n onleerbare persoon. En Spreuke 1 vers 7b bevestig dit, as daar staan, wysheid begin met die dien van die Here, maar die dwaas wil niks met wysheid te doen hê nie, en wil geen instruksie of onderrig hê nie. As ons gaan kyk na vers 1, dan vergelyk Prediker 'n dwaas se lewe met 'n dooie vlieg in 'n pot salf. Dooie vliee laat salf stink en gis. 'n Bietjie dwaasheid doen meer kwaad as wat wysheid en eer goed doen. Waarmee Prediker vir ons, of ek is oortuig daarvan, as ek en jy 'n baie duurpot gesigsalf koop, en jy maak dit vir die eerste keer oop en jy sien daar's 'n dooie vlieg op die salf, gaan jy nie baie gelukkig wees nie. En die beeld wat hy hier gebruik, 'n dwaase mens se invloed in die samelewing, het dieselfde effek. Kom ons noem dit 'n gistingseffek. Dit maak dat die samelewing letterlik vrot. As ons verder gaan kyk na Prediker 10, dan sien ons in vers 2 en 3, dat 'n verdere kenmerk van 'n dwaas se lewenstyl is dat hy nie sy verstand gebruik nie. Die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, maar die van 'n dwaas maak hom swak. Selfs waar die dwaas met die pad langs loop, ontbreek sy verstand. Hy wys vir almal dat hy 'n dwaas is.
Ek sê so baie keer vir ons jong mense, as jy net die common sense wat die Here God vir jou gegee het, gebruik, gaan jy al baie ver kom. Maar moenie iets doen wat in stryd met jou common sense, met jou verstand is nie. Ek kan nie anderster as om aan te haal uit Romeine 12 vers 1 en 2 nie, waar die Here God sê, gee jouself aan hom as 'n heilige lewende offer wat vir hom welgevallig is. En moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig word nie. Maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Verandering in ons lewe, vernuwing in ons lewe begin wanneer ons die Heilige Gees toelaat om ons gedagtes nuut te maak. Dit bring my by 10 vers 5 en 6, waar prediker sê, daar is 'n verkeerde ding wat ek in hierdie wêreld gesien het, 'n fout wat begaan word deur een wat gesag het. Baie interessant, dwaase word partykeer bevorder in gesagsposisies. Maar ek hoef nie vir jou te sê hoe sleg dit is dat dwaase mense aan die stuur van sake stel nie. Ons almal weet dit baie goed. 10 vers 8 sê, wie 'n sloot grawe, val self daarin. En Psalm 7 vers 16 en 17 sê presies dieselfde. Hy wat 'n gat vir 'n ander grawe, val self daarin. Die lewenstyl van 'n dwaas word gekenmerk deur iemand wat gate grawe vir ander mense en op die ou end vernietig hy homself daardeur. As ons gaan kyk na 10 vanaf vers 12b tot 14, dan staan daar die volgende. Die dwaas vernietig homself met wat hy sê. Dit stem vir my so ooreen met Spreuke 18 vers 7, wat sê dat 'n dwaas se mond is sy ondergang. So hoe ken jy 'n dwaas uit? Dit wat deur te luister na dit wat uit sy mond uitkom. Vuil taal, oorhaastige woorde. Dwaase het gewoonlik opinies oor alles en net sy opinie tel. 'n Dwaas voel ook dat hy altyd reg moet wees. Of jy stem saam met hom, of jy is weg. Hy luister vir niemand nie en leer by niemand nie. En daarom is sy mond dikwels sy ondergang. Ek wil so bietjie saam met jou gaan na Prediker 11, die volgende hoofstuk, waar hy vir ons die kenmerke van 'n wyse mens uitspel teenoor die kenmerke van 'n dwaas. As ons 'n bietjie gaan kyk na na hoofstuk 11 vanaf vers 1, dan staan daar in 10 vers 12a, ek wil net so 'n bietjie teruggaan gou-gou, dan staan daar die woorde van iemand wat wysheid het, vind byval. Met ander woorde, soos wat 'n dwaas uitgeken word aan sy woorde, so word 'n wyse mens ook uitgeken aan sy woorde. Wyse mense se woorde dra gewig. Dit is woorde wat koers gee. Dit is woorde wat soeteris heuning is en genesingskrag gee. As ons 11 vers 1 lees, dan sien ons 'n verdere kenmerk van wyse mense. As daar staan, werp jou brood op die water, werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Wat beteken dit? Dat prediker vir ons wil sê, iemand wat waag. Wyse mense is mense wat waag, maar let wel, nie soos 'n dwaas wat blindelings instorm, maar wat sy verstand gebruik en berekende risiko's neem. Dis die verskil tussen 'n wyse mens en 'n dwaas. 'n Wyse mens maak planne, maar maak nie net planne nie, maar voer dit ook uit. Ek kan byvoorbeeld nie bid dat nuwe dinge moet gebeur as ek nie bereid is om nou, vandag,
die Here se hande en voete te wees nie. 11 vers 2 sê vir ons dat wyse mense handhaaf goeie finansiële beginsels. Ek lees dit vir julle. 'n Wyse mens hou sy besittings op 7 op selfs 8 plekke, want jy weet nie wat 'n teëspoed oor die land kan kom nie. Ek sê weer, 'n wyse mens hou sy besittings op 7, selfs 8 plekke. Jy sit nie al jou geld in een bank nie, of in een belegging nie, en jy belê op verskillende plekke. 11 vers 4. Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. Met ander woorde, wysheid en luiheid gaan glad nie saam nie. Nee, hierdie gedeelte sê vir ons dat wysheid gaan absoluut voluit. En dit is wat ons ook by Prediker 9 vers 7 tot 10 geleer het, waar die Here sê, 'n wyse mens eet sy brood met vreugde, drink sy wyn met 'n blywende gemoed, met selfbeheersing. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Ja, in Jesus Christus het hy reeds goedgekeur wat ek en jy doen. Daarom dra ons altyd wit klere, trek feesklere aan en verklaar elke dag tot 'n feesdag in die naam van die Here. Ons geniet die lewe met die vrou wat ons liefhet en verklaar elke dag jou huwelik tot 'n feesdag. Die hele lewe word deur 'n wyse mens met toewyding in alles wat hy aanpak gedoen. Ja, wysheid en luiheid gaan glad nie saam nie. 11 vers 6 sê so mooi, saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of albei ewe goed sal wees nie. Neem verantwoordelikheid vir jou eie lewe. Dit is so belangrik. Werk hard en stel jou vertroue in die Here. Ek hoor by die skrywer van Prediker dat hy sê in 11 vers 1 tot 8, 'n wyse mens fokus nie op die onsekerhede van die lewe nie, maar eerder op die sekerhede wat daar in Jesus Christus is. Soos wat Paulus in Romeine 8 vir ons dit sê, as God dan vir jou is, wie kan dan teen jou wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy nie saam met Jesus vir ons al die ander dinge gee wat so belangrik is nie? En dan bietjie verder aan, niks kan ons skei van die liefde van Jesus Christus nie. Geen lyding of siekte of dood of hoogte of diepte of benoudheid of enigiets anders in die skepping nie. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Jesus wat vir ons krag gee. Ek sê weer, 'n dwaase mens fokus op die onsekerhede van die lewe. 'n Wyse mens fokus nie op die onsekerhede van die lewe nie, maar eerder op die sekerhede wat ons hemelse Vader in Christus reeds vir ons gebring het. En dan 'n wyse mens, 'n wyse jong mens leef as volg, daarvan af vers 9 tot en met vers 10. En dit is 'n paar beginsels wat 'n wyse jong mens handhaaf. En ek is bevrees dat ons sê so baie vir ons jong mense, oppas vir dit en oppas vir dat. Maar weet julle wat sê die Bybel vir ons jong mense? Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug. Die Here sê vir 'n jong mens, heel eerste, nie die woord oppas vir dit of dat nie. Hy sê, geniet jou jongmens lewe. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Met ander woorde, leef jou lewe met verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid teenoor jou hemelse Vader.
Moet net nie jou hemelse Vader vergeet nie. En in alles wat jy aanpak, vra vir jouself die vraag of die Here saam met jou welkom is in dit wat jy nou gaan aanpak. Ek dink dis 'n baie goeie riglyn vir 'n wyse jongmens lewe. Ek wil graag afsluit met die laaste hoofstuk van hierdie boek Prediker en dit is hoofstuk 12. Ons het in die begin van Spreuke het ons reeds gesien dat hy begin het, dat Prediker begin het met alles is gejaag na wind, alles kom tot niks. Maar hoor wat sê die Here vir jou in Prediker 12 vers 1 as jong mens. Dink aan jou Skepper. As jy wys wil wees, dink aan jou Skepper in jou jong dae. Voordat die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. En in daai volgende paar verse, ek gaan dit nie nou lees nie, jy kan dit rustig by die huis gaan lees. Dan praat Prediker so mooi met die jong mense oor die seisoen van die ouderdom en al die uitdagings wat die ouderdom bring. Daarom is dit makliker om terwyl jy jonk is die Here Jesus te kies, as om te wag totdat daar 'n klomp ander uitdagings op jou pad is, wat dit miskien vir jou moeiliker gaan maak om die Here te kies. As ons gaan kyk na hoofstuk 12 vers 9 tot 11, dan besef ons dat die waarde van wysheid is iets wat ons moet praat, ons moet dit onderrig en ons moet dit lewe, soos wat ons sopas gehoor het in Prediker 9 vers 7 tot 10. En dan kom Prediker in sy soeke na die sin van die lewe by die finale slotsom uit. As hy in ons het gesien in Prediker, in die begin sê hy, alles kom tot niks, dit is 'n gejaag na wind. En hier kom sê hy, die slotsom van alles, 12 vers 17b, alles kom tot niks, dit is 'n gejaag na wind, maar die slotsom is, 12 vers 13, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Ek sluit weer met die vraag, wat sal jy beskou as jy terugkyk oor jou lewe as 'n goed geleefde lewe? Wat 'n legacy wil jy nalaat? Die slotsom van alles is, dien God en doen sy gebooie. Mag jou kinders eendag, wanneer jy nie meer daar is nie, getuig dat my pa en my ma het vir my geleer dat die sin van die lewe in 'n persoonlike, vreugdevolle verhouding met ons hemelse Vader bestaan. En dit het my gehelp om binne 'n harde gebroke lewe met vreugde en toewyding te lewe, selfs al kan ons nie God se werke verstaan nie. En al is daar baie kere wat ons vir mekaar moet sê, ek verstaan niks van dit wat hier gebeur nie. Maar hou jou oog nie op die onsekerhede nie, maar op die een sekerheid. Jou verhouding met jou hemelse Vader, en hy is getrou, gister en vandag, en tot in ewigheid. Hy is die begin en die einde, en hy sien die groter prentjie wat ek en jy nie sien nie. Amen. Ja, ek is nou klaar.